Goeienaand al die 50 kykers. Baie welkom by ons episode waar ons die Bahrein Grand Prix preview of voorskou as jy nou super Afrikaans wil wees. Dag sy. En ons kom by ons tweede been van ons triple header wat ons het, ons tweede reis. En ons gaan van ewe skielik van super koud na redelik warm. Super warm. Is dit 'n sprintnaweek? Nee, dit is nie 'n sprintnaweek. Dit is 'n gewone naweek. So ek dink ons eerste sprintnaweek gaan eers weer in Miami wees. Ja. Ek sal 'n bietjie actually vir ons loer hierso. Maar ons kyk daarna nou ons kom van 'n baie cool circuit af. Baie variasies. Ek is so bly hulle die gewone circuit teruggebring. In 2010 het hulle 'n ander layout gehad wat regtig Die baan kan ons 101 verskillende Nee, kyk, hy is soos Abu Dhabi. As jy het later aan Google Maps nodig om jouself net te navigate om net die lap klaar te maak. Maar ons sit met 3 DRS zones, 57 laps in die reis. Like 'n breë baan, né? Baie breë baan. Ek dink dit was een van Herman Tilke se beste bane wat hy ontwerp het. Lekker undulation oor die jare, hulle die baan se draaie baie mooi gemaak. Undulation. Ja, is 'n bietjie undulation as jy hiervan draai. As jy om die double right-hander gaan en jy gaan in daai laaste DRS stryd in en dan gaan jy by daai S op voor jy die backstryd kry. Weet jy wat dink hierdie baan my as ek hom nou so kyk? Dis amper soos 'n Austrian Red Bull ring, maar jy het net so 7 drinks te veel gedrink. Ja. Presies. Way te veel draaie en Newtons. Ja, dis wanneer jy gesê het ek kon lankal by die huis gewees het. Is wanneer jy prost agterste voor hom gesit. Verstaan jy? So 5.4 kilos, die lap rekord is 1 minuut 31.447 en dit is in 20 help my daar Kali 2002. 2005. Okay. Die lap rekord. Ja, deur Fernando Alonso? 2002 nog eens gery nie. Pedro de la Rosa. Dis toe hy in die MP420 gery. Dis sy. Hy het vir Montoya ingevul daarso van Montoya het sy skouer seer gemaak in 'n tenniswedstryd. Wat in die sprint? Van alles. Nee, teen iemand. En weet jy wat is die ergste van alles? Is Montoya was so op vorm gewees. Montoya kon actually die World Championship daai jaar gewen het as hy nie daai 2 races gemis nie, want die reis na dit was Imola en Imola het Alex Wurz ingeklim in daai reis. Wurz. Ja, Wurz. Ja, Wurz klim my in. Wurz. Maar in elk geval, great Grand Prix. Ons is opgewonde, ons weet in testing het ons baie koue weer gehad en ons gaan baie ander toestande kom. Ja, is anders as hierso en kom ons kyk na die as gebaseer op die data wat ons het van die onlangse Grand Prix. Max Verstappen kom as gevolg van 'n baie sterker winning van Japan af. Ja, weet jy wat? Ek dink op die einde van die dag Bahrein gaan 'n baie ander baan vir Red Bull wees. Verwag 'n baie sterker vertoning van Yuki Tsunoda ek. Maar ek dink dis waar McLaren, Ferrari en Mercedes dalk 10th of 2 bo Red Bull gaan wees. So ek dink Max gaan al wees en Yuki gaan 2 of 3 tenths agter Max wees. Maar weer eens Max, ek het dit geroep. Jy het hom geroep? Skryf nie vir Max af nie. Skryf weer nie vir Max af vir die naweek nie, maar net weens die baantoestande en weens die testing wat ons gehad het, want hulle gaan nou weer in hulle mooi blou wees soos dit hulle altyd is. Die 5 ligte blou wat hulle by ons gesteel het. Jy weet gaan hulle moet baie mooi kyk na hulle bande. Hulle is op die harde bande, C1, C2, C3, die
harde keuses van wat Pirelli gebring het. Ja, So dieselfde as ja. vorige race. ja, so gebaseer op testing is hierdie 'n McLaren baan. McLaren het 'n ongelooflike prys gehad in testing hierso. Maar ek meen ons het nou al 3 races aangegaan, die ouens verstaan hulle karre beter. Die operasionele venster waarna hulle motors opstel is baie anders nou as wat dit toe was. Ja. So Red Bull gaan definitief beter doen en Ferrari en Mercedes vir daai vir as a matter of fact. Maar Maar moenie verbaas wees as Oscar Piastri die naweek pole en 'n wen vat nie. Ag, dankie. Net omdat hy in Lando se kop is, ja. Ja, ek dink ook so. Okay. En omdat Red Bull dalk 'n bietjie gaan sukkel. En ek verwag 'n baie beter naweek van Mercedes en Ferrari hierso. Ek dink Kimi Antonelli, George Russell het nog altyd goed gedoen hierso. Ek dink Kimi Antonelli hy het getoets en verstaan verstaan die baan, so hy is ons dark horse of wild card. Jy weet en ek dink George Russell is Mr. Consistency. Hierdie jaar sover. Maar George was van 'n stukkie Bahrein. Ja, George hou daarvan, behalwe as hulle Valtteri se bande vir hom opsit, soos in 2020. Ja, iemand hou daarvan nie. Ja. Ek wil nie met Valtteri se bande ry nie. Nee, behalwe as hy vir jou 'n VB gee as 'n bier daardie tyd, dan sal ons praat. Verstaan. Met die Finnish Aussie mallet. Ja. Dan my geld is regtig op Charles die naweek. Charles is 'n bietjie Bahrein was vir tweede plek. Vir eerste vir 'n wen. Ek dink hy gaan vir die McLarens aanvat. Charles is so 'n bietjie van 'n Bahrein specialist in my oog. As ek kyk na sy 2022 vertoning teenoor Max. 2023 het hy obviously kon hy nie eers die race start nie weens die SF23, maar die SF23 was 'n write-off daai jaar want hy het net 'n race gewen. En in 2024 het Ferrari ook 'n goeie race gehad in Bahrein. Dit is in die aand, so ons eerste night race van die jaar. En ek verwag dat Charles gaan goed doen daarso. Charles gaan weer droogvel wees na die Lewis ja, kom ons kyk. Hierdie is nou 'n race 4 vir Lewis. Ek dink as ek kyk na wat Lewis gedoen het in Japan, daar's nog so 'n bietjie kommunikasie gaps tussen hom en Ricky Adami, wat sy race ingenieur is, maar ja, dink ons aan dieselfde ding. Ek dink Lewis het genoeg tyd vir sy Italiaanse klas hierdie week nie, so hy gaan miskien dalk weer sukkel, maar weer eens Lewis raak gemaklik. Ek kan sien even in Japan, hy dieselfde styl as Max waar hy die hou van 'n goeie standvastige neus en hy kan met die oversteer bietjie werk. So maar ons weet daai kar is uit en uit gebou rondom Charles en Carlos. Wat 'n baie selfde tipe driving style het, alhoewel Charles net dalk bietjie meer aggressief is as wat Carlos is. Maar ja, so Lewis moet aanpas. En dis race 4 nou. Nou gaan daar verwagtinge kom van Lewis, dink ek, om te begin. Nou, ek dink hulle gaan nou almal van hier af begin. So ek dink Lewis moet definitief sy vaardigheid nou gebruik en hy het 'n strong result vir Ferrari nodig. Die sprintrace wen in China beteken absoluut niks vir my nie. Lewis het net gewat, sy wil weet wat sy waarskynlikheid vir reën die naweek. Dis is die waarskynlikheid vir die ANC wat die election gaan verloor in die volgende een. Ja, dan gaan ons positiwiteit my nou. Ramaphosa my nou. Williams, Alex Albon, solid. Ek verwag 'n goeie naweek van hom. Ons het twee Williams in die punte sien.
Dit sal lekker wees. Ek verwag actually weens testing tye verwag ek Carlos Dat Carlos daar gaan, ja. Jy weet, so ek glo en Carlos het nog altyd 'n goeie reis op Bahrein gery. So dis 'n Carlos trek as ek so kan sê. Jy weet in die vroeë jare het jy gesien, jy weet, daar's bane waar byvoorbeeld as ek ou vat soos Mika Häkkinen. Mika Häkkinen was 'n Hungaroring specialist. Hungary was grateful. Weet Michael kon in daai tye om elke baan goed, maar die dag as die kar werk was Mika unbeatable. Ja. Jy weet. En Michael kon sy beste uithaal, weet uit Paul gevat in 2000 om Hungary, maar Mika het hom het van derde af eerste toe gekom en Michael was van daar af 'n passasier agter die McLarens. Jy weet, so ek voel dis 'n tipiese Carlos Sainz baan. Jy weet, as ek daai nou as 'n voorbeeld gebruik en ek hoop Williams bestuur hom reg. Wat vir my so indrukwekkend is, as ek net dit vinnig kan noem, is die reliability van al die motors. Ja. Behalwe vir crashes, het ons early days, maar ja. Het ons regtig nie baie technical failures hier gehad sover nie, so dit wat wys dat die spanne dit kan nou begin surface. Die spanne is regtig op het met hulle engines en transmissions en goed, maar dis race 4. Okay, so dit is ook basically my evolution van laas jaar. Ja, so kom ons kyk, 3 engines 'n jaar. Is dit 'n baan waar iemand nou al 'n engine gaan ruil? Met hoeveel races op die kalender? 24. Ja, nee, dat sal nog hou. So, hulle gaan nou doen is al by sy hoogste engine. Ja, doen het al sy budget oorskry. Ja, waarskynlik. Want ek bedoel daai herbou van daai Alpine in Japan het definitief 'n paar engines mechanics genooi om in te kom daar en ek bedoel Japans vol van hulle. Ja. Dink jy ons sien albei Williams in Q3 hierdie naweek? Ek hoop so. Wat op 8? Dit sal lekker wees. Ek hoop so, want weet jy hoekom? Ek dink dis 'n medium to high speed track. Ek weet hulle sukkel 'n bietjie met traction, net soos Ferrari ook 'n bietjie, maar in die medium to high speed corners is nou weer waar Red Bull sukkel. Waar jy die checkers trolley effek het, waar die disconnect tussen die agterkant en die voorkant is. Ek gaan nie wegbeweeg van daai ding het nie, maar dis waar Carlos hulle baie beter ervaar het. In fact, Albon het actually gesê dis een van die verbeteringe. In die Williams, ja, dis 'n in die Williams, jy weet, so Williams trolley. Ja, Williams trolley. Ja, en Aston Martin is ook al. Hoorie, maar ek wil nou iets ernstigs gevra het. Al twee Williams is in Q3. Ja. Jy het gesê one stopper race met die Pirellis. Ek dink nie so nie. Ek dink te warm, ja. Ek dink is te warm. Ek dink as ons kyk na die temperature vir die naweek in Bahrein, kom vra so, dink jy iemand sal dit durf? Dink jy ons gaan ons kan 'n Ferrari sien. Ons kan miskien 'n Ferrari sien wat 'n moontlike one-stopper sal gaan, maar ek dink ons gaan vir 'n two-stopper gaan uit en uit waar hulle miskien dalk 'n soft, medium of 'n medium hard weer gaan, maar omdat dit warmer is, gaan dit vinniger degrade. So kan jy stuur gou 'n e-mailtjie vir Superbro, hulle moet bysit op die predictions, jy moet predict hoeveel safety cars daar gaan wees, 4 bonuspunte. Wat sal hulle lekker een wees? Sal dit nou nie gaan wees nie. Verstaan jy? Want dis my volgende vraag. Ek weet ons nog nie deur nie, maar dink jy dat ons gaan nou safety cars hê weer? Hierdie nou. Nee. Lance Stroll daar, ja. Jack. Ek sê solank soos wat Lance Stroll op die grid is die potensiaal altyd daar. Kom ons hou dit van die predictions op die einde. Okay. Ons moet definitief die safety car count ook predict van hier af vorentoe. So ons moet predict Paul. Ja, Paul top 3 in safety.
Das sy So ons Bahrein op die oomblik, dis aand, okay. Dis nou middernag daarso, okay, op hierdie oomblik van tyd. En dit is 25 grade daarso. So Okay. ons verwag Vrydag 32 grade. Sondag op die reis is 33 grade in die aand. in die aand. Sunset, hulle spring weg sunset, nee. Ja. Ja. Twilight. So ons verwag dat hulle so hier teen 6:00 gaan dit daal na 25 grade toe, maar dit gaan baie hoë humiditeit hê. Ons verwag humiditeit, participation gaan hulle vir ons sê hierso. Ja, hulle sê dit gaan 25 wees, maar it's gonna feel like 34. Sure. Okay. So says everything. so ons gaan hoë track temperatures hê. So Safety cars aan. safety car is aan. Ek Dat dink roekies. daai eerste draai. Ja. Okay, gaan goed doen. Haas. Wag, ek net vra. Soos jy is met het ek jou nou reg verstaan? Wat jy vir my ons in effek gesê het, as dit nou reën die naweek op die trek, dan gaan Testing. die EFF wen die volgende verkiesing. Nee, die MK. Nee. Pieter Groenewald. Hey. Die Vryheidsfront. Anyway. Nee, weet jy wat? Ek dink dit gaan nie reën nie, dit gaan obviously baie warm wees. Dit gaan eers die eerste practice sessions gaan baie vat om skoon te maak die trek, want dit gaan vol sand wees. Ja. Dis in die woestyn. Ja. So verwag dat ons maar baie laps gaan sien daarso. En Ja. verwag dit om te sien dat hulle baie op die medium en die hard tire gaan ry daarso vir racepace. Dis anders as wat ons winter testing gehad het, soos wat hulle dit nou genoem het. Maar Kali Klassiek maak ook 'n goeie punt. Die seisoen het so baie gedraai nou al dat net wind op sigself gaan 'n Baie. Ja. verskil maak. So een van die groot goed op Bahrein spesifiek is die gust winds wat kom. Yes. So Ja, die ver so jy kry 'n baie groot gust tailwind op die mainstryd, maar dan wanneer jy op die backstryd kom Ja. terug, dan kry jy 'n gust wind van voor af wat baie destabilising. So 'n tailwind veroorsaak dat jy meer spoed het. So jou DRS is meer effektief. Jy volg 'n kar makliker van agteraf, maar jy moet vroeër breek. Dis baie maklik om 'n onstabiele motor te hê aan die braking. Check doen alweer. predictable. So waar jy as 'n wind van vooraf produce hy downforce. Ja, dan jy meer grip is op Meer grip. So dis vir jou Meer forgiving. dis vir jou baie aerodinamiese motors wat goed ontwerp is, vloer, wings, wat ook al, regtig gaan werk. Wat ek net op dit wil noem, onthou in Spanje is daar 'n reël wat inkom, geen flex nie. So Maar wat is geen flex? So As jy nou jou kop krap, mag jy nie flex. Kali, as jy vir ons daai video kan opbring waar die front wing wat hulle van Oscar Piastri gewys het in China, Ja. waar hy op die backstryd dry, dan sien jy hoe flex hy en as hy breek dan kom die wing weer op. Okay? So daai mag nie meer gebeur nie. Hy moet 'n konstante bly. En dis waar Ferrari en Red Bull op gefokus het in die begin van die jaar, wat hulle noem flexi wings, maar hulle flex nie. Want as hulle geflex het, sou hulle op die pace gewees het waar die res is. So die flexi wings het die verskil gemaak vir Red Bull se ver en vir McLaren se ver. Ja. Waar Mercedes en Ferrari nie dieselfde gehad het nie. Wat hulle 2 of 3 tent By kos. Spanje, wat is dit mid-season? So ons praat hier van rond 6. Okay. Okay. So
ek dink dis 'n baie belangrike punt om te maak dat ons mag dalk eers die competitiveness sien van die ander spanne wat deurkom wat nie Sodra almal op die gelyke speelveld is. nie flexie wings toegepas het in hulle ontwerp nie. So ja. Dis 'n goeie punt wat jy maak waar hierdie sport vir my altyd waar die mooi en die lelik eintlik maar van hierdie sport uitkom is dat jy kon punte gekapitaliseer het as jy in daai loophole gaan design het. Dan kom die FIA en maak hulle val die leniency weg en nou is die groot vraag. Gaan jy nou Hoe kan jy of kan dit fix en die momentum wat jy gebou het net kan handhaaf. Ja. En ons sit hier so en ons dink en ons hoop eintlik for the sake of having a good season. Ja. Dat Ferrari en Mercedes nou die oorhand sal hê, omdat hulle reeds ja, ten minste net gelyke ek dink die geheim lê by die vloer. Hoe goed is die vloer? Nou ek weet McLaren het 'n goeie vloer, weet Ferrari het 'n goeie vloer, weet Mercedes het 'n goeie vloer. Ek betwyfel Red Bull se vloer, want dis een van die Williams se vloer. Want ek weet Red Bull se vloer was een van die grootste issues geweest. Ek weet James Wells het gesê die vloer is iets waarop hulle baie gefokus het hierdie jaar, waar hulle baie verbeteringe aangebring het van die 2024 motor. So ons mag nog dalk 'n paar verskywings sien rondom hierdie. Want as jy kyk na Williams en hoe Albon die vloer sweep met Aston Martin, dan het James Wells definitief iets reg gekry. Die vloer van Aston Martin word ook binnekort opgegradeer. No, it's about time, hè. Omdat Newey is nou daar. En Newey het gesien. Nee, ons het sy hand. Hy is obviously nog met verlof. Nee, hy is Nee, hy is nou al van 1 Januarie af daar, maar onthou net hy sy resultate kom nou is werk nou al, hy werk nou in 2026 motor, maar wat ek wel wil sê is so hy werk nou al in Max se kar van volgende jaar. As hy terugkom. Wel, hang of hulle vir Max of Yuki daar wil hê. Waar by Aston Martin? Van Honda. So my punt is interessant raak. My punt is net die volgende is dat ek dink hulle het genoegsame data opgewerp of ingesamel, is die regte woord. Ek weet ingesamel. Ek is nog hier opgewerk, Ariana ingewin. Dis wat jy gedink het ingewin. Ja, ingewin. Wat Newey nou sal obviously uitdruk na sy span toe wat dan parte gaan develop vir hulle rondom waar die swakpunte van die Aston is. So moenie Aston nou al afskryf nie. Ek dink Aston gaan nog iewers feature in hierdie jaar. My hoop is dat Fernando Alonso iewers 'n reis wen of 'n podium weer skors in 2023. That can happen. Okay. Great. Net soos wat Williams nooit 'n podium gaan kry nie. En dan amper kwaakie met hierdie Red Bull. Dan jy weet, ek verwag Haas gaan herhaal net gou wat jy nou weer gesê het. Kan jy so net vir ons ek wil net op wat ek eintlik bedoel daardeur Rassie is die feit dat om Aston Martin en Alonso af te skryf. Ons praat nie van Australië is verkeerd. Nee, ek weet. Jy weet, net soos verkeerd is dit om Williams af te skryf. Kom ons sê dat dit verkeerd is. Dis die harde waarheid. Die harde waarheid is waar lê die fokus? Dis die vraag vir al die spanne is waar lê die fokus hierdie jaar? Jy weet, ek sit en kyk nou na Haas hierso wat volgende op ons lys is. En Haas het 'n baie goeie motor en basis waarop hulle inkrementele verbeteringe bring. Ons weet hulle, ons kan ek dink ons moet hulle naam nou mos met 'n hel begin vervang na Toyota toe. En ons weet Beerman en Ocon het regtig goed gedoen in testing daarso en ek verwag 'n goeie resultaat van hulle. Gaan dit moeiliker vir hulle wees om in die top 10 in te breek die naweek? Ja, doen. Hulle gaan moet rely op Beerman en Ocon se spoed en om die alles reg by mekaar te sit. Ek dink ek besef in Japan en
en in al die ander races hoe belangrik die klein detail is en prep is, waar jy jou kar positioneer vir qualifying, waar jy jou track position het. Nou sit ons met 'n baie groter track, daar gaan 'n bietjie meer ruimte wees om laps te doen. Daar's 'n plek waar spanmaats mekaar kan help om te tou. En daar wat ek wil slipstream, jy weet, so daar's daai ding. So ek verwag Haas gaan 'n sterk naweek hê, maar ek dink nou hoe dit Bahrein trek. Gaan hulle of 'n Birka. Hoor ek het nou 'n interessante ding wat ek sit en dink aan, want Haas doen goed. Maar Williams doen Williams. Hoe lyk daai battle vir jou hierdie seisoen? Ek kan sien dat Williams die oorhand daarvan net uit omdat hulle Alex en al klaar so goed, Carlos gaan nog bykom. Omdat hulle historiese baie langer history in Formule 1 het as Haas. En hulle 2 beter drivers volgens my. Ja. Ek koop hulle 2 drivers in die punte want ek het so lank lank daai blou hoedjie vir my aangehaat op hierdie show. Wel, jy het hom ingehaat in Australië. Dit is history. Maar dit was die eerste reis. Dit is soos wanneer ek weer my Ferrari bietjie moet aantrek iewers. Ja, ek gaan eerder vir 'n Pirelli wat keer 'n besluit te maak en 'n 5 ligte bietjie. By the way, 5 ligte is te koop. Maar niemand koop nie. Hoorie, is ons nou diep genoeg in die seisoen wat ek weer onnosele en kom dit. Wetenskappe kan maak. Wat gaan jy op die tafel sê? Ja, ek is bereid om te sê as Carlos Sainz 'n wen vat hierdie jaar met 'n Williams, dan gaan hy vir ons whisky koop. My whisky. Ek sal my hare 'n yellow spot. Ek sal my hare ligblou kleur soos wat my hoedjie is. Jy gaan nie weet of my hoedjie aan het of ek my hare aan het. Ek like dit. Nee. Aan. Nee, dis net aan wanneer hulle elkeen ook iets op die tafel sit wat my craziness match. Ek sal 'n whisky bring. Nee, hier is my voorstel. As Ferrari, as Hamilton. Nee, dis maar. Nee, ons moet iets met Hamilton doen, want ek hou nie van Hamilton nie. Dis hoekom ek sê as Ferrari Constructors Championship wen hierdie jaar, dan mag jy nie jou borshare mee skeer nie. En jy moet keer my bors. My vrou het my gekeer. En ek is nie so ripped nie. Okay, nee, maar wag. Ek het 'n hart issue. As Ferrari Constructors wen, dan gaan jy vir ons. Wat gaan jy doen, Ed, my maat? Dink so lank. Julle gaan met besluit. Kom ons gaan aan. Miskien met almal van ek wil sê laat die kykers vol so 'n bietjie sê wat Eddie moet doen daarso. Ja, ek iets met rooi. Ja. So 'n bietjie interessant gee. Miskien moet ons al lank borshare van jou wax totdat dit rooi is live. Reis staat. Verstaan jy? En 'n faf. Anyway, ons raak sidetracked. Okay, Racing Bulls. Isaac Hadjar. Ouens, ek dink hy het sy Bulls stal gewys in Suzuka. En ek verwag 'n baie sterk naweek van Racing Bulls. Hulle gaan Hadjar gaan die safety car uitbring. Ek dink Hadjar gaan die safety car uitbring. Okay, so gaan jy om jou Superbru sit of nie? Ek het nog nie. Lawson? Wat dink julle gaan Lawson doen? Ja, dit is gaan hy terugbond psychologically? Na 'n week van absolute hel. Die eerste kort uit eers 'n lekker break nodig. Ja, ek dink ook so. Ek dink hy het die summer break eers 'n bietjie ja, dalk. Jy moet eers 'n bietjie bedrywing. Hy moet homself beskryf driving race en eers 'n paar balle neuken. Dis sy favourite sport. Ek weet nie of hy al hierdie naweek gaan terug wees nie. Met alle eerlikheid, ek dink hy het 'n knock gevat en hy kan snollies aan. In fact, ek sal nie verbaas wees as hy die safety car nie. Dis nie punte aanteken hierdie naweek net omdat dit ek gaan vir Isaac Hadjar in. Ek moet sê ek gee vir 8 of 'n 10 ek dink. Waar is dit? Nee, maar ek dink hy sal al hierdie wie al die uit. Ek maar ons gaan nou by die predictions. Okay. Dan het ons vir Alpine en dan het ons vir Sauber.
See wat dit. Verstaan jy, ons gaan sommer reguit aan. Kom ons haal net vir Pierre Gasly daar uit en sê Pierre Gasly gaan regtig het 'n goeie testing om Bahrein gehad. Ja. En hy het mos al wat het hy nie Hungary ring gewen 1 jaar nie? Nee, hy het Monza gewen en AlphaTauri. Hungary ring het Hong Kong gewen vir Alpine in 2021. So ja. So Pierre Gasly, ek dink hy toon goeie spoed. Hy is konsekwent. Ons het gesê hy het daai level step up gemaak. Dink jy gaan punte kry? Die kans is daar, maar dit is baie moeilik want die midfield is so naby aan mekaar op die stadium in die wedstryd. Jack Doohan, ja, dis 3 af, 2 om te gaan en dan kom Colapinto uit. Ja, net gou op Doohan, al wat ek wil sê is, ek bedoel, hier is nou 'n absolute unforgiving track om jou DRS nie toe te maak nie. Met daai windjies waar daar 'n spoeg van al die sit er los, jy al gesien hoe hy het 'n simulation. Like jy staan met waaiers wat hulle so om hom moet draai dat hy waar die wind vanaf nou waai terwyl hy op die simulation ry. Dis kom my soveel. Nou gepraat van daai waaier uit verskillende rigtings en dinge. Jack Doohan gaan letterlik sy hande vol hê hierdie naweek. Welcome to the land down under. Ja. Ek dink en dan Audi gaan nog steeds develop volgende jaar se kar. Ja. Ek dink actually Sauber gaan 'n beter naweek hê. Hulle mag dalk baie vinnig deur hulle 28ste. Nee, ek dink 17de en 20ste. Ek dink 16de en 20ste. Ek dink hulle gaan naby in die top 10 kom. So as iemand 16de en 18de. Ja, ek sê 13 en 12 hou op. Hier is die Monopoly. Dit is te lank. Ek dink Hulkenberg en Sauber en Bortoleto het baie gesukkel met hulle tire degradation deur die jaar sover. Alhoewel hulle goeie punte geskor het in die eerste 2 races. Dink ek is dit weer eens, dit gaan 'n moeilike baan wees vir Sauber. Weens die hitte. En omdat hulle nie baie development in hulle motor gesit het nie, gaan dit moeilik wees vir hulle om 'n goeie balans te vind. Maar maat, het jy hierdie vertaal met AI? Nee. Want dis nie 'n spelfout nie. Al jou verrassings het RSS. Dit is baie netjies gedoen. Ja, weet jy wat? 'n bietjie tech gebruik, hè? Flip dit. Jou vroukie bietjie ingespan. Nee, weet jy wat? Co-pilots ons. Is dit? Ja, ek sien hierdie vliegtuig was op autopilot, hè. Nee, hy was op Even co-pilot. Red Bull is Ek en hy het saamgewerk. Ons is co-pilots op hierdie ding. Dis hy. Ek wil sê dit wat jy op WhatsApp skryf en hoe jy hier skryf, like dis is Nie twee dieselfde. verskillende pilots. Is omdat ek sy vrou se naam heeltyd verkeerd spel. En hy met 2 e's en hy met 'n A nie. En dan ek dink weer eens ons verrassingsfaktors. Ek dink Isaac Hadjar gaan vir my 'n verrassingsfaktor wees en ek wil vir Yuki Tsunoda daarin gooi. Ja. Ja. En ek wil vir Charles Leclerc ook daarin gooi. Daai is my 3 verrassingsfaktors vir die naweek. Maar wag, is jy vir Charles ingooi as 'n verrassingsfaktor? Wen. Okay, so wen. My op lap 2 of iets. Nee, wen. Okay. Dan Maak sin. strategy. Baie belangrik. Ek dink gebaseer op die tire allocation het ons hulle definitief 'n 2-stop strategy hierso. Ons gaan definitief Wie gaan 'n one-stopper probeer pull? Lewis, Stroll en Hulkenberg. George. Hulkenberg. ek dink McLaren gaan. No ways. Wie albei? Seker. As gevolg van die vorige reis gaan hulle split strategy vat. Weet jy wie kan Dis die grootste fout wat hulle kan maak, maar hulle dis gaan. kom jy dit sê? Okay. Ferrari mag dalk ook Sal hulle. Lewis 'n one-stopper doen, maar ek dink nie dis moontlik nie. Ek dink die temperature gaan net te hoog wees vir 'n Dink one-stopper. jy nie Red Bull kan baat by 'n one-stopper nie? Hulle brand hulle tyres te vinnig. Dis hoekom die temperature wat so laag was in Japan
so goed vir hulle gebaat het. Is weer eens, as dit 10 grade warmer Ed, jy het nou baie waarheid gepraat. As dit 10 Jy het nou, weet jy wat, hier is so vir jou kompliment. Jy het nou vir 'n oomblik gedink aan Stuart White. Jy het nou met baie insig gepraat. Jy het iets baie sustainables gesê. So nooit Stewart kan wees nie, maar ek vat dit. Maar weer eens, ek dink ons begin op die medium. Ek dink so Q2 gaan ons almal op die mediums klim. En dan gaan ons tussen lap 15 en 20 gaan ons sien waar die pitstops gaan. Dan gaan ons oor aan die harde baan toe. Tweede pitstop gaan ons of medium toe. Of ouens gaan dalk daai middelstint bietjie uittrek en gaan vir 'n soft tire. Die tailenders gaan ons dit dalk. En die soft tire kan tot en met half a second per lap vir ons gee. Maar hoe lank is hierdie trek? 5.4? Presies. So wat ons wel gaan sien is, as jy nie bande gaan na kan kyk nie, dit gaan hel wees. Dan 'n dag wees. Ja. So ek kan nie sien dat hulle op 'n soft begin nie of op 'n soft eindig nie. Ek kan wel sien miskien het hulle op 'n soft begin, oorskakel na 'n lang middelstint hard toe en dan 'n medium op die einde. Maar weer eens, ons gaan safety car sê dit is 'n baie groot persentasie. Ek dink daar's omtrent rondom 'n 45 to 60% kans vir VACs of safety cars. So kan jy tel vir ons mos, né? Jy het laas jaar Ja, ons het dan verlede jaar het ons aan en die weervoorspelling sê 33 grade en geen reën. Geen reën, maar die wind gaan 30 km/h waai. So ons weet as jy enigstens in die Kaap toestande is en die wind waai 30 km/h dan druk jy jou kop by die wind uit by die venster uit nie. Dan sit jy nie 'n draai nie. Verstaan jy? En is in die woestyn, so dit beteken dit gaan baie sand opwaai, beteken dat offline trek gaan dit baie offline gaan dit baie waar, maar offline gaan dit woord is baie slippery wees. Track evolution. Wat sê jy gesê van evolution? Evolusie. Nee, die teenoorgestel die track degradation. Die teenoorgestel, die trek gaan actually swakker raak, nie? Ja. Evolution. Ja, dis ook gebeur. Kom ons kap dit net reverse. Daar is hy. Dis ook dit. Hulle moet net in reverse gooi dan. Verstaan jy? Kyk wie vat hom dan. Ek dink weer eens die windtoestande gaan 'n groot invloed speel op rempunte wat beteken breaking points. Ja. En stability. So stability gaan key wees. En ek dink ons is in vir 'n baie goeie reis die naweek en ek sien verskriklik uit na die reis wat ek verloos op 'n podium te sien. Charles vir 'n wen. So, yes, dit's al top 3. Nee, kom ons begin by Paul Piastri. Paul top 3 en hoeveel safety cars gaan daar wees? Okay, ons gaan en 'n wildcard, wie gaan laaste kom? Okay. Kali. Laaste. Ja, want nou laaste kan ek praat nie van laaste oor die wenstreep, ek praat van wie gaan 20ste geclassify wees. Of DNS even for that matter. Weet jy, Stroll. Dit kan even Max wees byvoorbeeld. So kon jy weet nooit nie, né? Miskien slaat daar weer 'n breekdrom aan die brand. Nee, verstaan jy? Want hy het nog sy blinde darm. Ja. Maar jy weet nie. Alhoewel ek sou sê Stroll, behalwe as jy hom in reverse klap, want hy kans om weer eerste te eindig. Daar's genoeg sand om sandkastele te bou. Verstaan jy? Ja, hy kan baie bou. Gaan ons elkeen eers sê of gaan jy al jou set sê en dan sê jou set en sê? Ja, sê jy set, my set. Okay. Sorry, Kali het kom breek. Terwyl ons hierdie doen, wil jy net vir ons hier onder op die skerm net sit waar ons 3 in die Superbroer ranglys lê, dat die kykers net weet wie om ernstig op te neem. Ja, en wie om nie. En ek wil nou nie wie volg ons nie. Dis 'n karusel van al die mense wat in ons groep is. Ja. Jy weet. En nou wil ek net sê Jog wat die wooden spoon gekry het daarso. Dankie Jog. Ek het hom oorgeneem. Jog. Ek wil nou nie name noem nie, anders gaan Wynand dalk nou kwaad raak. Staan jy, wil jy nie daai nie. Net terwyl jy 'n prediction maak, sê net waar jy op die rang is. In feite, ek dink jy moet sommer hier, dis Superbro, almal wys is bietjie beeld. Ja, dit is 'n bietjie kyk.
Ja, sit hulle 'n bietjie op. Ons gaan hulle seksie dit bespreek En ek wil ook julle ouens challenge, Ruben van Draaischijp het ook 'n Superbrew, so gaan soek sy pool daar so op Superbrew en gaan join. Ja, julle. Definitief, ja, ek gaan dit definitief doen. Ek gaan dit definitief doen. Dink jy ons is bo julle op daai groepie? Jy behoort. Ek gaan altyd met my hart nie met my koppie. Okay. Dis hoekom ek rooi het. Dis wat jy gister gesê het. Wel ja, my vrou het anders besluit. In elk geval, ek gaan my due diligence doen. Los my telefoon nou. Is dit? Wat wil jy uitwerk? Ek gaan kyk hoe jou pixels is te klein. Hierso. Ja, die Pixel het die constructors gewen laas jaar. I will have you know. In Chrome, ja. Wat sien jy daar? Ons sê dat Pix gemaak op Super. Nee, ek het nog nie my Pix gemaak nie. Nog en lees nou sommer af. Nee, ek wou sommer terwyl ons op die Superbrood is, het ek sommer gedink ons noem dit sommer gou vinnig. Mooi. Willie sit op nommer 1. Willie in Nederland wat 'n Suid-Afrikaner is. Willie, wat doen jy? Verstaan jy jou geheim? Willie laaste wees. Willie beste. Nee, Willie. Beter beste Willie. Bester Willie. Willie laaste weesie. En Willie verloor. Dis hoekom my eerste is. Willie wil wen. Well done. Dat was 2, het was Game Time. Wie is dit? Weet jy wie Game Time is nie, maar Anton Botha. Hy is apparently a legend. Kan Game Time vir ons 'n comment maak met jou predictions asseblief as we jy vergeet. Ja, want hy het ek gaan naam en hom Anton Botha sê ek net daar. Botha. Anton, jy moet vir ons wynsponsor vir hierdie program wat jy maak baie lekker. Kan ek net sien wat sê wynbrand? Hy het actually vir hierdie wyn wat ons huidigelik gedrink het gewerk, maar nou het hy sy eie wynbrand. So, Anton, ons gooi dit net so onder die mat deur of vir my vriend. Ek het omtrent so 53 oop spots op my wynrak. Ek het baie. Is dit okay. Ek is so bly ek het daai nommer 3 nou eers net gaan kyk. En dan dan daar posisie nommer Jupiler man. Dis kom ek sê, nommer 3 wat ek gaan kyk na die man se naam. Michael Sierra. Michael, dis obviously Spans. Dis the double L is Mallorca. Jupiler man. Is Juan. Nou maar nie vir sy bynaam nie. Dis mos Jeref. Is Jupiler man. Geref. Okay. Die Z is ja. En dan 4de is het ons eie rassie? Virginia is ek al 4de. Ja. Magtig. Op 33. Hy het geklim, hoor. 33 punte en dan het ons vir Iceman, Leon van Wyk. My goeie skoolvriend. Okay, van matriek reg deur van start 5 af deur matriek toe. Ja. Groot McLaren fan. Gaan ek uit. Okay. Dan het ons was ons nou by Iceman gewees en dan het ons vir Willie Immelman. Willie, well done also. Jammer jy 2 punte gedrop hou. Ja. En dan het ons vir nommer 6 Fourie. Ons kyk Wessel Fourie, Red Bull Racing ondersteuner. Ja. Brilliant. En dan het ons vir Jan van Sail. Hy is 'n Ferrari ondersteuner, maar na my hart. Dan het ons vir Sheldon Corney Jackson, Smiley. Okay, hy's 'n premium member op Superbrew Boys. En hierdie man gaan nog inslaa maak. Groot en dan ons vir Groot Krokodil Botha. Sy het nou Paul Heinz. Hy is definitief in op dit. En dan vir Kombrink. Okay, Kombrink Lombard. Hy's 'n Currie Cup wenner. En dan ons vir Kali. Kali, jy's 12de ou, jy het nie lekker geklim. Ek het so 'n bietjie gespring hoor. Van haar houtlepel af. Kan ek net noem van haar eerste ronde se houtlepel af. Dis amper asof jy uitgedraap is uit die Red Bull seat het, nou begin jy jou fokus optrek. Verstaan jy? Nou het ek my plekkie gekry en nou gooi ons. Wat is jou naam op sy bro? Calvin. Natuurlik. Dis actually my doopnaam. Ek het nou gewonder of jy die classic al ingewerk het. Dis Calvin, nie Calvin. Staan jy?
Dan het ons vir Carl Wynand. ja, cool. Rascal Wynand. Jimmy Cheetah. Wag, ek dink aan ABBA. Jimmy Cheetah. Jimmy Ava? Cheetah. Oh, dis James Biljoen. Lekker chase for you. Baie weer eens, ek wil net sê ons maak nou jokes hier, baie dankie. Ja, nee, ons geniet dit baie. Lief my nie onttrek nie. Ja, asseblief. Dat ons Lindy op Maverick. Sorry, en as hulle onttrek, asseblief onttrek bo my, nie onder my nie. Ja, asseblief. Die ouens. Maverick. Dis Lindy. Is 'n tipiese vlieënier Top Gun move. Ja. Lindy? Sorry, as jy kan vlieg, kan jy 'n resieskar om 'n trek sit. Okay. Dan het ons vir my mirror Speelbeeld? Brulu. Luan Els. Is hy bo jou? Hy's bo my ou. Is nog nie Met Hy's 5. bo my met 'n halwe punt. Okay. Punt 5. En die kaptein Kaptein sit op 16de plek. 16de en dan het ons vir Jacques van Heerden. Ek so bly sy van is die wielneef nie. My neef Jacques wat vir McLaren ondersteun en hy het ongelukkig Nee, Jacques. houtlepel op sy gat. Okay, maar dan weet ek nou die volgende is Jock gaan weer begin klim hier vandaan af aan. Nee, Jacques weet hoe. Moenie Jy- onderskat. As jy 'n McLaren ondersteuner is en hierdie houtlepel gekry, dan klim jy net. So ouens, join ons en dan wil ek sê op Ruben, join Ruben F1 se Drivescape F1 se Superpro, dis baie fun. En dan so 'n paar ander. Maar ouens, Okay. Kali, Ons is by kom ons kom by die predictions. besigheid, papi. Gee vir ons Geel vlag, ek gaan ten minste een nie. Ek dink al. geel vlag. Ja. Vir wat? Nie geel vlag nie, O, is dit die safety car. safety car? Of wie Wel, safety car, geel vlag, selfde ding. of 'n WC. Nee, geel vlag, al sit hulle nou uit en haal hulle nou weer terug. Geel vlag want die ou het my uitgehardloop. Sektor 2. Maar dit kan dalk gebeur. Ja, kan jy moet sê hoe Safety car. Hoeveel? safety cars gaan nou wees? Hoeveel safety cars gaan nou wees? Safety cars dink ek gaan nou een. Ek dink jy gaan so baie Ons wees. in 'n studio intrek gaan ons 'n wit bord, nê. Ons gaan al Ja, dan gaan predictions neerkyk. Ons gaan mekaar gaan Ja. wees. So ek gaan Die 5 doppe gaan loop. Ek bedoel die 5 ligte. 5 ligte gaan loop. Ligte. Ja, ons moet vir ons 5 liggies daar opsit. Dan was ek nou Paul. Paul is hy. Ek is baie in 2. Ek gaan dalk sê, nee. Laat Lando kan potensieel op Paul vat. maar is dit wat jy sê? Ja, nee, ek sal vir Lando op Britse sit op Paul maak. Maar ek gaan nie dit wen nie. So my top 3 wat ek dan gaan sit is, ek gaan vir Oscar opsit as nommer 1. Okay. Ek dink Oscar gaan dit vat en dan gaan ek nommer 2 gaan ek actually vir Charles insit. Okay. Want ek dink hy gaan goed doen die naweek. En So jy is vir Lando op Paul vir Ja. Oscar op ja, podium 1. So jy het 'n 1-2 McLaren. So vir 20ste vir laaste het jy ook vir Lando. nee, vir Stroll. O. Hy bou nog sandkasteel. So wie's dit? Alhoewel hy gesukkel want daar's nie baie water in die woestyn nie, so So wie's dit dan? Hey, dit het gereën in die wind. maar okay, ek hoor ja. Maar derde is my moeilike ene want ek sit nou as ons kyk nou na Japan wat Max ewe skielik uitgeklim het en daai kar gery het. Nou Was dit 'n uitleer? ja. So maar nou die temperature verskille in daai goede is ek weet dit is massief, maar nou soos wat ons al 4 keer vir mekaar gesê het, Max kan 'n ding uithaal waar dit niemand dink dit is moontlik nie. Die Ja. So Maar hy is net mens, nee. dat ja. Verstaan? So dis dalk daar waar ek gaan kom en gaan sê ek gaan dalk vir Lando daarin sit. nommer 3. Op nommer 3 en dan sal ek vir Max op nommer 4 insit.
Okay, Mr. Pirelli. Ag, baie is maklik. Max van Pulvat, obviously. Ons almal weet dit. Daar gaan nie 'n safety car wees nie. Dan dink ek dink Yuki Tsunoda gaan die wen vat. Nee, ek. Weet jy al klaar begin met Max se Paul begin ek worry ou. Verstaan jy, toe moet jy weet. Nee, Max gaan Pulvat. Max is nou sy mojo is aan. Dan ek dink twee McLaren's is te veel babe met mekaar en die span is agter Lando. Nee, Max gaan hom wen ook. En tweede gaan hier is nou feast on this. Tweede gaan Lewis Hamilton wees. En derde gaan Kimi Antonelli wees. Okay. En dis interessant die ene. Derde plek sal ek. Ek dink laaste gaan Jos, dis 'n Ocon en Bortoleto. Hy sal gaan. Bortoleto. Okay, ek sal gaan met Bortoleto laaste en zero safety cars. Okay. Dis nie wat my superbroer gaan sê nie, disclaimer. Sien wat dit Maar jy kan ons sê wat ons wil. Niemand straf ons hier verkeerd te sê. Staan jy? Right. Ek sien nie hoe dit lepel nie. Pole position Oscar Piastri vir my. Wen ek gaan uit op 'n lim Charles Leclerc, want ek weet Bahrein is oor die algemene baie circuit vir Ferrari en vir Charles. Twee Sainz het laas jaar beter as Charles gedoen by Bahrein, net so terloops is dit waar, maar ek dink Maar hy is hierdie ronde in die Ferrari. En oor die algemeen het hulle baie goed gedoen. Ek dink Charles gaan 'n comeback maak hierdie naweek en 'n wen vat. Okay. Oscar tweede en ek gaan vir George Russell op derde sit. Want ek dink dit is 'n goeie prediction. Hy is overdue. Dis overdue vir 'n podium. Hy is regtig besig om baie consistent te wees. Lewis Hamilton vierde en ek dink Red Bull gaan sukkel die naweek met die hoë temperature. Laaste is ek wou Bortoleto vat, maar ek dink Jack Doohan gaan laaste eindig. Ek dink die hoë temperature die DRS gaan hom drop. Dit gaan ook doen en ek dink sy span of nie. En ek dink sy span gaan hom drop. So Jack Doohan jou laaste vir my. So dit is my prediction vir dit. So ja. Interessant. So ouens, ek dink ons is in vir 'n uitstekende naweek. En wat so exciting is dat na die naweek sien ons uit na nog 'n warm naweek in Saudi-Arabië. Ja. Verstaan jy? Twee woestyne agter mekaar. Verstaan jy? Dis woes in die woestyn. Net so. Carlos wen. Podium papa. Blou hare. Maar ek dink Williams gaan punte kry en ek verwag Carlos gaan punte kry die naweek. So dit sal goed wees. Kom ons geniet die reis. Skakel in. Doen die Superbrew. Join Ruben van Drivescape se Superbrew ook asseblief ouens. En ja, ons wil net baie dankie sê aan elkeen van julle wat ons ondersteun het. En baie dankie sê vir al julle kyke. Ons het oor die algemeen gekyk die laaste ruk oor julle deelname. Asseblief subscribe op YouTube. Dis great dat julle kyk op sosiale media, maar as jy op YouTube kom, jy weet, jy kan ons op mute druk, maar subscribe net asseblief. Like 'n video, share dit. Ons probeer baie hard. Ons het baie goeie planne in die toekoms. Wat ons nou gaan uitbrei nie, kyk uit vir die 5 doppe. Maar 5 ligte. Maar ek wil net sê baie dankie vir almal se ondersteuning, vir almal wat inskakel. Ek weet, I also know there's a lot of people that are not Afrikaans that also watch the show. The Nederlanders. No, not just the Netherlands, there's a lot of South Africans that are not Afrikaans that are watching the show. And we want to thank you for watching the show. And I know we make the subtitles available in Afrikaans.
and sometimes it's a bit wonky and not always accurate. But, you know, we do the best we can because we are just 5 ligte. That's who we are. 5 lights. En asseblief, vir die laaste keer, vir enige iemand op TikTok, vir enige iemand op Instagram en Facebook. Hoekom 5 ligte? Want daar gaan 5 rooi ligte af vir die groen lig aangaan wat die ouens kan wegspring. Okay? So in case julle nou nog nie hierdie korrelasie gemaak het nie, kon doen nie. Is 5 ligte gaan van 5 lights and away we go. Okay. So 5 ligte en dan gaan ons. Ouens, geniet julle naweek, geniet die Bahrain Grand Prix en ons skakel in volgende week saam met julle. Baie dankie vir dat julle kyk.